Goeiemôre en baie welkom by Impetus. So ons weet, ons almal het vanoggend die koue gevoel en ons is dankbaar vir gisteraand se reën, maar ons het 'n plan gemaak en ons gaan vanaand 'n worship aand hou. En ons het gesê ons wil lekker mekaar warm speel en ons gaan lekker warm word. So vanaand 6:00 begin die worship, 5:00 begin ons saam kuier en dan gaan ons ons stemme lekker warm sing. Maar vir nou, ons eerste song is mos altyd spesiaal vir die kiddies wat terug is van vakansie af. So ons almal is welkom om op te staan en vanoggend dan lekker saam te sing saam met die kiddies. Al die kinderkerkkinders kan uitgaan saam met hom Steve. AKA seker wat Roaring Lion. Tog Steve is 'n bull. Sy nou vir die views. Kyk, ons los dit maar daar. So long to my old friends.
en kruis is verslaan, het sy kinders oorwinning gegee. Hy het ons na ons vryheid gelei, uit die mag van ons vyand bevry. Dis hy alleen, en al sy liefde is daar geen einde nie. Al sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, loof die Here, want hy is goed. Loof die Here, want hy is goed. Die son laat hy heers oor die dag, die maan en sterre brand, die groot hemelligte sing oor hom alleen. Dis hy wat sy volke gelei, die rooi see en dorre woestyn, die koning wat redding bring, is hy alleen. Met al sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, loof die Here. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, want hy is goed. Loof die Here, want hy is goed. Ja, hy is goed. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.
to take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. Lord, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Dit so pas gesing dat hy's naby aan ons. En dan weet ons as ons bid, is hy deel van ons gebed. So 'n wonderlike getuienis, iemand wat sê 2 maande gelede het ek borskaspyne begin kry en die dokters was bekommerd geweest en ek het toetse gedoen, die kardioloog gesien en alles is negatief na al die toetse en al die eer aan die Here daarvoor. Dan bid ons ook vir versoeke. Iemand, een van die kinders hier by ons wat maandag vir 'n breinscan moet gaan na posttraumatiese stres, was in 'n ongeluk gewees en iemand wat vra vir gebed vir haar ouma Grootjie want haar oupa Grootjie is oorlede en sy sukkel om sy dood te verwerk. En dan ook elkeen van julle wat 'n vlaggie ingedruk het. Ons bid vir mekaar in hierdie oomblik. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie in hierdie oomblikke wat ons werklik net na U toe kan draai. En dan hoef ons nie te twyfel of U ver is nie. Of ons hoef nie te wonder of U luister of U dalk doof geraak het nie. U hoor. En U hoor elke gebed. Here, eerstens dankie. Dankie vir seëninge in ons lewens. Dankie dat elkeen van ons wat ver oggend hier staan of selfs luister ver oggend op die stream, dat ons kan getuig van goedheid en kan getuig van wonderlike seëning wat uit U hand gekom het, dalk selfs hierdie week. Dankie vir hierdie antwoord op gebed, vir iemand wat gegaan het vir toetse en alles is negatief. Here, dankie in hierdie oomblik ook, dat ons harte na U toe kan draai en ons kan bid vir Regan se breinscan, ons kan bid vir hierdie ouma Grootjie wat sukkel om die dood van haar man te verwerk. En so ook vir elke versoek, Here, wat dalk iets groots is in iemand se lewe, dat U presies weet wat dit is vir oggend. En dan bid ons trek ons hande uit na elke versoek. Sê Here Jesus, U wat weet, U wat antwoord, U wat hoor. Here, mag U doen soos wat U wil doen. Mag U wonderwerke doen, mag U antwoorde gee, mag U vrede gee, mag U herstel bring, mag U genesing bring, mag U vergifnis bring in elkeen van hierdie situasies. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Nou ja, julle het seker gesien dat soos wat julle inry, ons is besig met die parkeerarea. Dankie vir julle geduld daarmee. Ons hoop nie julle het in te veel modder rondgeloop nie, maar ons is so dankbaar teenoor die Here dat ons dit kon doen. Dit lyk dalk na 'n klein projek, maar dis 'n R500,000 se projek daai. Dis 'n groot projek. So selfs vir ons as 'n gemeente is dit 'n groot projek. Hulle begin hierdie week die stene pak. So ek is nie seker of hulle in 'n week se tyd gaan klaar kry nie, maar hopelik sal dit teen volgende Sondag al baie verder wees. So as ons weer wonderlike genade reën kry, dan sal jy dalk droë voete hier kan instap.
So baie dankie vir elkeen van julle wat aanhou bydra, aanhou gee en ons is eerstens teenoor die Here dankbaar want hy is die een wat voorsien vir ons as 'n gemeente. Ons gaan ook nou wag op ons gewone finansiële bydrae, so julle kan gereed maak daarvoor en hou asseblief ons die skerm dop vir al ons afkondigings. Ons finansiële bydrae gaan opgeneem word en dit is jou en my geleentheid waar ons in dankbaarheid en net liefde kan gee. In Filippense sê Paulus, en my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Jesus Christus. Die emmertjies gaan omgestuur word, maar as jy nie kontant gebring het nie, kan jy gee deur die QR-kode te scan en die gee-opsie te kies of jy kan by info met jou kaart gee. Waar sy? Ek weet nie. In die VIP lounge. Kom ons gaan. Ek weet nie maar soek maar. Waar's Joe? Ek weet nie. Waar's Joe? Nee. Kom met 'n babatjie om hier in te gaan. Nee, met 'n babatjie om in te gaan. Hierso. Hy sien. Kom. Wow. Jy is nie Joe Black nie. Ons soek vir Joe Black. Joe Black? Hoekom soek jy hom hier? Is dit nie die VIP lounge nie? Ja, dit is. Maar hoekom sal hy nou hier wees? O, dis die very important parents lounge. Nie die daai tipe VIP nie, sorry julle. Maar weet julle as julle hom nou regtig wil sien, nê? Gaan na tiny.cc/Joe Black en koop julle kaartjies en dag is die laaste dag wat julle die early bird special kan kry. Aandag! Sal jy herby? Maak soos 'n motorfiets, nou! Jy, maak soos 'n blou lig. Vinniger koneksie. Blou. Mooi so. Nou wil ek julle almal sien soos 'n blou lig maak en gaan. Blou. Fantastiese koneksie. Kom woon Dinsdag aand Leadership Tuesdays by en word 'n beter leier as ons saam joer. Laat weet ons dat jy dit gaan bywoon by tiny.cc/Leadership Tuesdays. O, tante Koba, sy is so dom. Sy roer haar koffie met 'n groot toon om. O, tante Koba, sy is so dom. Sy roer haar koffie met 'n groot toon om. O, tante Koba, Stop. Ek is heeltemal verward. Vir wat sou audisie is dit wat jy gekom het? Is dit vir The Voice, die kontrak, SA's Got Talent of Kobai, ou Koba. Wat ons gaan opvoer. Maar Kobaia Koba, ons het nie sangers nodig vir Kobaia Koba nie. Baie dankie. Maar indien jy graag wil toneel speel in Ou Tante Koba, is jy meer as welkom om te registreer op tiny.cc/toneel of jy kan vir Frans kontak. O, tante Koba, sy is so dom. Dis die worship vanoggend was weer fantasties geweest, man. Ek wens ons het meer kans gehad om te worship. Hey, maar dan kan oom ons vanaand na die worship aan toe kom hier by Impetus. Maar is dit nie net vir rooted kinders nie? Nee, oom, vanaand 'n rooted worship aan vir almal. Almal is welkom. Oumas en die oupas en die ma's en die pa's, en die honde en die katte. Oom ken daai hele storie. Wat se tyd? 5:00 begin ons lekker saam kuier. 6:00 is die worship. Dis reg, so sien jou man. Sien hom dan. Kan jy glo Lenet, ons is in die 3de kwartaal. Dis vreeslik. Die 3de kwartaal by Impetus is eintlik baie spesiaal. Hoekom? Maar wat maak dit so spesiaal? Ons doen mos altyd die 40 dae. En hierdie jaar se tema is 40 dae van groter liefde. Jo, dit klink ongelooflik, maar wat van die omgeegroepe? Gaan die omgeegroepe stop? Die omgeegroepe gaan aan en ons wil eintlik hê mense moet meer betrokke raak. So op die stoele is daar vanoggend 'n blaadjie wat elkeen kan invul as hy wil deel raak.
En dan natuurlik kan jy saam met jou vriende kan 'n groepie begin. En daar is materiaal want daar word weer 'n boekie gedruk. Die boekie is R30. Jy hoef nie bekommerd te wees as jy nie die R30 het nie. Jy kan R10 gee en iemand anders kan dalk 'n bietjie meer sponsor, maar daai dagstukkie boekie sluit aan by die preke. Dit word gebruik vir die omgee-groepe, so dit is absoluut die hele 40 dae van groter liefde gaan gedek word op alle velde. Goeiemôre Impetus. Wonderlik soos altyd en soos julle net gehoor het, is ons amper in ons 40 dae reeks. So as jy graag in 'n groep wil inskakel vir daai 6 weke, vul net daai vormpie in wat op jou stoel is. Ons sal jou geleentheid gee daar by die deur, of as jy nou al jou boekie wil kry, as jy dalk weet jy gaan dalk 'n week of 2 nie wees in die volgende 2 weke nie, kry hom vanoggend, hy's reeds beskikbaar. Hy sal ook in PDF beskikbaar wees vir die van julle wat elektronies graag wil lees. So ons begin oor 3 weke met ons 40 dae reeks. En dit is vir ons as 'n gemeente altyd 'n groot reeks, want ons reik uit na vriende toe, ons reik uit na mekaar toe. Hierdie jaar wat ons praat oor groter liefde, gaan dit juis laat ons leer om die groot gebod te begin uitleef in ons lewens elke dag. Maar om dit in te lei, gaan ons vir so kort mini-reeks, gaan ons nou vir 3 weke praat oor radikaal soos Jesus. Want ek dink elkeen van ons weet dat Jesus het 'n baie radikale lewe geleef. Maar wat is die mees radikaalste ding wat jy al in jou lewe gedoen het? Dink so 'n bietjie. Dalk het jy geskydive, dalk het jy gebungee jump. Wat het jy al gedoen? Dalk het jy jou werk op 'n stadium bedank en dit was radikaal. Dalk het jy al iewerste in 'n bediening, die kinderkerk of iewerste betrokke geraak het wat so uit jou gemaksone uit is dat dit was vir jou radikaal. Dalk het jy al op 'n sending uitreik gegaan en jy het iewerste deel geword van 'n groep wat uitreik na 'n gemeenskap of 'n kultuur toe wat nog nooit voorheen deur mense bedien is nie. So wat is die radikale goed wat in jou lewe al gebeur het? As ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons vandag, as ons begin gesels oor Jesus se lewe, dat hy is iemand wat, as jy mooi dink daaroor, hy het gesê wat niemand wou sê nie. Hy het geleef soos niemand geleef het in sy tyd nie. En hy het gedoen wat niemand anders gedoen het nie. En vir my is dit radikaal. Is dat sy lewe het net so uitgestaan. En tog kom Jesus, wat ons voorbeeld is, en dan sê hy hierdie woorde wat julle nou op die skerm gaan sien, in Johannes, 2 gedeeltes in Johannes en 1 in Johannes 2. Hy sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. In die volgende vers, hy sê, ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen, en selfs nog groter dinge as dit doen. En dan in 1 Johannes 2, hy sê, die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met my leef, met hom leef, moet self ook leef soos hy geleef het. As jy hierdie verse lees, waaraan dink jy in hierdie oomblik? Want Jesus sê met ander woorde in elkeen van hierdie verse, dat dit wat hy gedoen het, en hoe hy geleef het, en selfs dit wat hy gedoen het in wonderwerke, en nog meer, sal ons kan doen. Hoe voel jy as jy dit hoor? Ek weet nie van jou nie, maar ek voel so 'n bietjie geïntimideerd. Ek voel so 'n bietjie, dit is 'n hoë standaard, of is 'n hoë prys om by uit te kom, of dis ver om te dink dat ek kan sê soos wat Jesus gesê het, ek kan doen soos wat Jesus gedoen het, en ek kan leef soos wat Jesus geleef het. Dis vir my moeilik om dit te doen. Hoe is dit moontlik om radikaal soos Jesus te leef? En ek dink die geheim lê opgesluit in Galasiërs 2 vers 2. Hy sê daar, en Paulus is hier in die woord, hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus wat in my leef. Want weet jy wat sê waarheid, dat ek en jy in ons self, in ons eie ek, in ons eie beperkte vermoëns as net gewone aardse mense het geensins die vermoë
om te doen wat Jesus gedoen het en te leef soos wat Jesus geleef het en om selfs nog meer as dit te doen nie. Maar dis wanneer ons sterf en hy begin in ons leef, wat dit vir ons begin moontlik raak. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor een aspek, die volgende 3 weke gaan ons na 3 aspekte van Jesus se radikale lewe leef. Vanoggend gesels ons oor radikale gebed en ek gaan aan die einde van vanoggend gaan ek saam met julle 'n bietjie 'n gebedsoefening doen, sodat ons nie net hier sit en inligting inneem en jy stap hier uit en jy dink fantasties, wonderlik, is so goeie idee of wat ook al nie, maar laat ons dit oefen en dat jy iets prakties het om jy huis toe te gaan en ek sal op ons Impetus Community sal ek ook iets sit wat jou nog so 'n bietjie meer leiding sal gee. En dan gaan ons gaan bietjie kyk volgende week na radikale omgee en die week daarna na radikale uitreik na ander mense toe. Hoe is die manier hoe Jesus mense bereik het? Maar vanoggend radikale gebed en ek wil jou neem na Lukas 5 vers 15 tot 16 en dan lees ons: Tog ten spyte van Jesus se bevele het die berig oor sy mag selfs vinniger versprei en groot skares het gekom om hom te hoor preek en van hulle siekes genees te word. Maar Jesus het hom gereeld. En hierdie laaste sin is 'n belangrike sin wat ek wil hê jy moet onderstreep en is op die skerm onderstreep. Hy sê maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. En dit bring my by my eerste gedagte vanoggend uit, is dat gebed wat radikaal is iets wat vir jou 'n prioriteit of belangrik moet wees. Die skares het Jesus gevolg. Ek dink daar was nie 'n mens wat in Jesus se tyd geleef het, wat soveel eise van mense af wil gehad het nie. Almal wou by hom wees. Almal wil gehad het hy moet iets vir hulle doen. Stel jy maar net voor in jou eie werksomgewing dat elke dag is daar 'n paar honderd mense wat vir jou sê elke dag of 'n oproep maak en sê ek moet jou vandag sien. Ek wil kom luister wat jy vandag te sê het. Ek meen dit jy sal oorweldig word deur die eise wat mense en almal het 'n sekere idee en 'n sekere verwagting van jou. En ek dink Jesus se lewe was so vol van mense wat baie van hom gevra het. En dan sien ons tog dat hierdie ritme of hierdie patroon of hierdie gewoonte in Jesus se lewe daar was. Dit was vir hom verskriklik belangrik dat hy hom elke dag onttrek, een kant gaan en tyd saam met die Vader spandeer. Dit was prioriteit gewees. Nou ek weet nie wat waar van jou is nie, ek kan maar net bely vanoggend dat hoe besiger ek word in my eie lewe en hoe meer eise daar in my is, en ek weet as ek in die oggend my oë oopmaak dat daar's 'n lysie van te doen dinge wat so lank is soos 'n A4 bladsy, dat ek geneig is om partykeer my gebedstyd korter te maak of dalk selfs te dink, okay, miskien moet ek dit later in my dag inpas. En is die grootste fout wat 'n mens maak om dit te doen. Martin Luther, een van ons bekende teoloë, het die volgende woorde uitgesê: the busier I am, the more I need to pray. The busier I am, the more I need to pray. Het op 'n ander plek het hy weer gesê dat ek kan nie as my dag verskriklik besig anders as om 3 ure 'n dag te bid nie. Nou, ek kom nie daarby uit nie, ek weet nie van jou nie, maar ek dink die beginsel is hier, is dit 'n prioriteit? Is dit 'n prioriteit in jou lewe? Ek sien dit in soveel maniere in Jesus se lewe, is dat hoe besiger hy geword het en hoe meer eise daar was en mense in skare hom gevolg het, hoe belangriker word dit vir hom dat hy hom onttrek, dat hy selfs teen 'n berg opgaan of selfs op 'n meer uitvaar op 'n boot sodat hy eenkant kan wees en alleen tyd saam met die Vader te spandeer. Dit is so verskriklik belangrik. So vir my is radikale gebed eerstens dat ek en jy moet snap dat dit moet vir jou belangrik wees. Moet vir jou prioriteit wees. En nie net op 'n lysie nie net 'n idee of 'n konsep in jou idee in jou kop nie, maar dit is so belangrik is dat jy sê dis elke dag daar. Sien net 'n idee nie, dit is so in my lewe, want so baie maklik glo ons iets, maar ons leef dit nie self nie.
So dis die eerste gedagte. Die tweede manier hoe ek dink gebed radikaal is dat gebed is radikaal wanneer dit konstant en volhardend is. In vers 16 staan al uit gereeld. As jy in ander gedeeltes gaan kyk, sal jy sien dit was elke dag. Het hy alleen tyd saam met die Vader gespandeer. Soms, wanneer hy lank bedien het, het hy selfs nog kere in sy dag, het hy alleen tyd saam met die Vader gespandeer. Nou enige persoon wat groot dinge bereik het in hulle lewe, of wat groot doelwitte het wat hulle voorgaan, of iets groots wil bereik, of 'n sekere doelwit in hulle lewe, of in hulle sport, of in iets anders het, sal vir jou sê, daar's een sleutel, wat vir jou oor tyd die resultaat sal gee. En wat is daai sleutel? Die woord konstant. Consistent. Dis nie wat jy vandag doen nie, dis nie wat jy hierdie week gedoen het nie, dis wat jy konstant doen, gereeld doen, oor 'n lang tyd, wat resultate bring. Nou, hoekom weet ons hierdie goed van so baie areas van ons lewe, dat as jy vir 'n jaar, of vir 5 jaar, of vir 10 jaar, aanhoudend en konstant is met dit wat jy doen, dan sal daar resultate wees oor tyd. En as dit kom by ons geestelike lewe, dan sit of ons hierdie gedagte heeltemal by die venster uitgooi, dat ons dink, ek doen dit spontaan. Wanneer daar tyd is, of wanneer ek so voel, of wanneer ek die Here regtig nodig het, dan gaan ek na hom toe. In Jesus se lewe sien ek radikale gebed beteken dat dit konstant, consistent is. Want oor tyd, ons almal weet, as jy iets konstant doen, konstant oefen, konstant besig is met iets, konstant in 'n verhouding tyd spandeer, kom daar intimiteit, kom daar resultate, kom daar iets wat eintlik ver bo jou vermoë is, as jy net in een oomblik. Dis nie oor hoe ek begin nie, dis hoe ek konstant iets in my lewe kan doen. En so baie keer, Craig Rochelle sê die woord, hy sê, good intentions, habits eat good intentions for breakfast. En wat hy daardeur bedoel is, dat goeie intensies is nie wat resultate in ons lewens bring nie. En hoeveel keer het ons soveel goeie intensies, of jy het al die goeie idees, en dit is vir jou belangrik, maar dit is net nie 'n gewoonte nie. Dit is net nie iets wat konstant is nie. In Jesus se lewe sien ek, dit is konstant. Dit is gereeld. Hy het elke keer, elke dag, homself onttrek. En hoe sukkel ons nie partykeer met dit nie? Dan sê Jesus hierdie woorde in Johannes 5 vers 19, hy sê, ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie uit doen nie, hy doen slegs wat hy die Vader sien doen. Jesus het elke besluit, hy het elke keuse, hy het elke gevoel, hy het elke ding wat in sy lewe gebeur het, konstant na die Vader toegevat. Hy sê hierdie woorde, ek kan niks uit my eie uitdoen nie. En weer wil ek jou herinner dat Jesus sê, dis die lewe wat ek vir julle wil hê, is dat julle moet ook niks uit julle eie uit kan doen nie. Is dit waar van jou? Is dit waar van my? Toe sê ek kan niks uit my eie uit doen nie. Elke besluit, elke keer wat ek iets moet doen, wat vir my moeilik is om te doen, elke keer wat ek voel ek kom aan die einde, kan nie meer nie, is dit iets wat ek na die Vader toe bring, met my hele wese, met my hele hart. En dan dink ons baie keer, maar Jesus het alles gekry waarvoor hy gebid het. Dan wil ek jou weer herinner aan sy gebed in Johannes 17, waar Jesus kom en hy sê, Vader, hierdie pad wat u vir my gekies het, is nie 'n pad wat ek wil stap nie. Is daar nie 'n ander manier nie? Is daar nie 'n ander uitweg nie? En ek dink gereeld in sy lewe moes hy by die plek kom, wat hy juis in hierdie plek van gebed oorgawe moes doen en sê, ek weet nie hoe nie, maar ek gee dit vir u. Ek gee dit vir u. Dan kom Jesus daar in Johannes 17 en sê hy, nogtans nie my wil nie, maar u wil moet geskied. Dis konstant wat hy sy eie wil moes onderwerp aan die Vader se wil. Hoe gereeld gebeur dit in my en jou lewe? Dat jy sê, ek wil so optree, ek wil so maak, ek het hierdie plan, en dan gaan bid ek daaroor en sê ek, Here, nie my plan nie, maar u plan.
vir my in my lewe. Maar so gereeld soos wat 'n atleet moet opdaag wat vir iets groots oefen of een of ander belangrike persoon wat weet dat dit moet konstant in hulle lewens wees, moet ons in ons verhouding met die Here weet dat as ons konstant na die Vader toe draai, sy stem hoor, sy stem leer ken en gehoorsaam is in ons eie wil en sy wil onderwerp, dan raak gebed radikaal. Dan weet ons wat die wil van die Vader is in ons lewens. Die derde gedagte wat ek by jou wil los, wat radikale gebed dink ek is radikale gebed gebeur in afsondering en stilte. Ek lees in die week 'n verhaal van 'n dame met die naam van Susanna Wesley. Nou as jy dalk nog nooit van haar gehoor het nie, het jy dalk van haar 2 seuns al gehoor, Charles en John Wesley, wat die vaders van die Methodiste kerk reg oor die wêreld is. Nou Susanna Wesley is 'n vrou wat 19 kinders gehad het. 9 miskrame en op eind het sy 10 kinders grootgemaak. Hierdie 10 kinders het sy tuis geskool by haar eie huis. Sy het 'n afwesige man gehad wat vroeër in sy lewe 'n prediker was, maar sy lewe het lelik skeef geloop en sy het alleen eintlik met hierdie afwesige man het sy hierdie kinders grootgemaak. Met 10 kinders in die huis wat sy 6 ure 'n dag geskool het en dan het sy elke week 'n ekstra uur met elkeen van hierdie kinders gespandeer om seker te maak dat elkeen van hulle kry ook individuele tyd saam met haar. Het sy nie plek vir haarself in haar huis gehad om alleen tyd saam met die Here te spandeer nie. Wat het sy gedoen? Hulle noem haar die apron mother. Sy het haar voorskoot wat sy gehad het sy oor haar kop getrek in 'n vertrek waar haar kinders was en sy het begin bid en begin intree. Die kinders het waarskynlik rondgehardloop, gespeel. Dink maar net as jy 10 kinders moet grootmaak, ek kan nie myself indink nie, maar dit het gebeur. Het sy die voorskoot oor haar kop getrek en haar kinders het geleer dat dit is die tyd wanneer ons nie vir ma moet pla nie. Want ma tree in. En so die kinders gehoor hoe hulle ma intree vir elke liewe persoon wat sy ken. Hoe sy intree vir hulle as 10 kinders, elkeen by die naam. Hoe sy intree vir haar man wat afwesig is, wat die pad byster geraak het. Hoe sy intree vir hulle kerk. Hoe sy intree vir mense wat in hulle omgewing is en in hulle lewens is. En die kinders het geweet, dis ma se alleentyd saam met God. 2 van haar seuns is wêreldbekend tot vandag toe nog. Maar dit begin by 'n ma wat geweet het dat alleentyd saam met God is wat haar en selfs haar gebeure se kinders se lewens verander het. En dis iets wat ek by Jesus leer. Haar groot gebod het by haar eie huis begin. Sy het geweet en sy het gesê dis haar roeping. Haar grootste roeping in die lewe is om hierdie kinders in die wil van die Here groot te maak. En dit herinner my aan Jesus wat gepraat het oor gebed in Matteus 6. Hy het gesê, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Verseker is daar iets wonderliks wanneer ons hier saam bid op 'n Sondagoggend vir mekaar. Wanneer jy dalk saam met 'n ander groep mense, jou klein groep, jou omgegroep, by mekaar kom en julle bid saam vir mekaar en julle dra mekaar se laste. Verseker is daar iets wanneer 2 of 3 saamstem in gebed. Maar die tipe gebed waarin Jesus ons gereeld aan herinner en wat hy die meeste vir ons gemodelleer het, was nie sulke gebed nie, was gebed soos in Matteus 6 waar hy sê, gaan in jou alleen vertrek en spandeer tyd saam met die Vader. Dis radikaal. Dis waar daar geen voorgee is. Dis waar daar iets gebeur tussen jou en die Vader. Alleen tyd saam met God. En met al die eise van Jesus se lewe en mense wat aandag van hom wil gehad het en mense wat iets uit hom uit wil gehad het, dat hy moet 'n wonderwerk vir hulle doen en hy moet hulle raad gee en advies gee, sien ek dit oor en oor en oor die gewoonte, die ritme, die oefening in sy lewe, dat hy tyd saam met die Vader is. Maar dis nie vir hom 'n formaliteit nie, dis nie vir hom is 'n
spesifiek dingetjie om te doen vandag en ek moet ook, omdat ek gelowige is en 'n kind van die Here is, ook daai deel van my lewe doen nie. Nee, dis vir hom iets wat vir hom krag gee en perspektief gee en vir hom in sy verhouding met die Here absoluut die begin van alles in sy lewe is en begin van sy dag is. Hoe meer jou tye saam met die Here, soos 'n koffieafspraak met 'n goeie vriend kan lyk, hoe meer dink ek kom jy nader aan God se hart. En daarmee bedoel ek nie dat ons moet familiêr raak met die Here nie. Maar hoe meer jy eerlik en opreg met hom kan praat, soos wat jy met 'n goeie vriend of 'n goeie vriendin oor 'n koffieafspraak kan praat, hoe nader kan jy aan die Here se hart kom. En ek dink dis waartoe Jesus ons uitnooi. Jesus se tye is gevul as hy daar wegstap. Jy sien gereeld, dan sien ons die skrif sê, Jesus is gevul met deernis, met compassion. Hy stap weg en hy weet wat die wil van die Vader is. Hy stap weg en hy het hoop in 'n hopelose omgewing. As ons dink dinge gaan sleg in Suid-Afrika, glo my in die Romeinse regering het dinge baie, baie slegter gegaan. En Jesus moes daar inspraak gee. Hy stap weg en hy het liefde. Is dit nie iets wat ek en jy in ons lewens nodig het nie? Op 'n gereelde, konstante basis, dat ons deernis het vir ander mense, dat ons weet wat die wil van die Vader is, dat ons weet in 'n moeilike besluit wat die regte ding is om te doen. Ek sien dit oor en oor in Jesus se lewe. Dan wil ek 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 vir jou lees. Hy sê, die eerste ding wat ek vra is dat julle almal moet bid. Vra dat God almal moet help met wat hulle nodig het. En sê vir God dankie daarvoor. Dit maak nie saak of dit die belangrikste persoon in die regering is, of sommer 'n gewone polisieman is nie. Bid vir elkeen wat moet sorg dat alles goed gaan in die gemeenskap. Julle sal die vrugte daarvan pluk, want julle sal dan in rus en vrede julle gang kan gaan en kan leef soos God wil hê julle moet leef. So hoor dit en so hou God wat ons gered het daarvan. God wil hê alle mense moet na hom toe kom en by hom leer wat waar is. Hier is die hart van gebed. Daar's soveel opgevang in hierdie paar verse hier. Maar die uitnodiging is dat jy gereeld na die Vader toe sal dra en vir mense sal bid. En sal bid vir mense in gesagsposisies, sal bid vir gewone mense, vir mense wat dalk gisterand nie, toe dit so wonderlik gereën het en ons almal lê onder 'n warm kombers in ons huise, dalk nie eers 'n dak oor hulle kop het nie. Dat ons sal bid wat die wil van die Vader is, ons bid vir ons gemeenskap, vir ons land. Dis die hart van die Vader. Ek dink dis radikaal. En ek weet nie van jou nie, maar ek het meer geleer dat gebed is iets soos 'n grocery lysie, dat ek moet dan vir God dankie sê vir 'n paar dinge in my lewe, en dan begin ek met my lys van dinge wat in my lewe ek voorvra. Maar ek dink God nooi ons uit na 'n ander tipe gebed. Ek wil vanoggend vir jou 'n patroon gee. Ek hou nie van 'n formule nie, want ek dink die gebed moet 'n formule wees nie, maar dit's net soos wat 'n goeie oefenprogram 'n sekere rotine het, dink ek ons gebede kan 'n sekere rotine of 'n ritme hê, en ek wil dit vanoggend vir jou los deur 'n akroniem van die Engelse woord pray. En die Engelse woord pray, die P-R-A-Y, staan vir verskillende dinge. Die eerste een, die P, staan vir pause. Dat jy dood eenvoudig in jou lewe of in jou tyd saam met die Here, dat jy sal stop. Dat jy sal bewus raak van hom. Dat jy in daai oomblik alles wat jou aandag het, alles wat tyd by jou opgeneem het, alles wat jou bekommer, elke persoon wat in jou lewe is, wat nou in jou gedagtes is, vir hom sal gee. Dis waar ons begin. Dan die R, staan vir rejoice and reflect, is dat wanneer ek dalk iets gelees het in die Bybel, of ek vat een van die psalms, en ek aanbid die Here soos wat mense deur die eeue al God aanbid het, en ek loof hom vir sy grootheid en vir sy goedheid in my lewe. Ek kies dalk iets daar uit wat vir my uitstaan. En ek staan bietjie stil en ek dink daaroor, wat beteken dit vir my as God hierdie vir my sê, in my dag, in my situasie waarin ek nou is.
Die A staan vir ask. Is dat ek dan vir die Here sê, Here, ek kom na U toe en ek bid vir ander mense. Ek bid vir mense in my lewe, ek bid vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan, ek bid vir mense wat dalk vanoggend 'n vlaggie ingedruk het, ek bid vir mense wat deur een of ander krisis in hulle lewe gaan. En dan die Y, die Y staan vir yield. En dis 'n baie belangrike deel wat ek dink baie van ons los in ons tyd saam met die Here is dat iewerste moet dit wat jy daar doen in jou alleenheid, moet dit jou lewe raak vandag. En dit is waar ek vir myself sê, maar waartoe nooi God my uit vir hierdie dag? Hoe onderwerp ek my wil aan sy wil vir my vandag? Deur dit wat ek stil gestaan het, deur dit wat ek beleef het in my tyd saam met hom, sê ek, Here, wat vra U vir my? Waartoe nooi U my uit in hierdie dag wat kom? So ons gaan vanoggend gaan ons dit so bietjie oefen. Divan en Manisa gaan vir ons 'n lied sing en dan gaan ek ons begelei in so 'n tipe gebed. Maar ons net so 'n bietjie prakties dit kan oefen, hoe jy net kan sien en dit self beleef, hoe dit kan werk en dan gaan ons so afsluit vir oggend. So dankie dat julle ons in die regte stemming sit. Dankie. Be
Daar's nie absolute doodse stilte in hierdie vertrek nie. Daar is kleintjies wat daar agter speel. Maar dink maar net hoe jou dag begin. Dalk is daar 'n grassnyer of dalk is daar iemand in die huis wat rondbeweeg. Daar's altyd afleidings van buite af. So begin daar en sê ek sluit my af van dit wat om my is, wie langs my sit, wat daar agter gebeur. En jy pause. Jy raak bewus van die Here se teenwoordigheid wat by jou is. En dan draai jy na binne toe en jy kyk na wat in jou eie gemoed aan die gang is op hierdie oomblik. En jy maak dit stil en as daar iets is wat jou bekommer en iets is wat hier binne in jou gemoed draai en jy sê dit pla my, dan gee jy dit nou in hierdie oomblik soos wat jy iets sal gee vir iemand anders, te gee dit oor. Hier is dit. Gee dit vir hom. En jy raak bewus van sy teenwoordigheid wat by jou in hierdie oomblik is. Ek lees vir ons Psalm 32 vers 7 tot 11. Sê, U is my skuilplek. U beskerm my teen teenspoed. U omring my met liedere van redding. Sela. Die Here sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee. My oog sal op jou wees. Moenie redeloos wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang en toom beheer moet word nie. Baie leed tref die goddeloses, maar die onfeilbare liefde omring hulle wat op die Here vertrou. Daarom wees bly in die Here, juig regverdiges. Roep uit van vreugde, julle almal wat opreg is. En ek wil jou uitnooi om in hierdie oomblik dalk een sin, een gedeelte wat vir jou uitstaan, net in jou gedagtes te hou. Sê, Here, wat wil U vir my sê? Ja, dit wat ek daar sien. Ek sal dit weer lees in die einde, maar is ook op die skerm. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen teenspoed. U omring my met liedere van redding. Sela. Die Here sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee. My oog sal op jou wees. Moenie redeloos wees soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang en toom beheer moet word nie. Baie leed tref die goddeloses, maar die onfeilbare liefde omring hulle wat op die Here vertrou. Daarom wees bly in die Here en juig regverdiges. Roep uit van vreugde, julle almal wat opreg is. As ons na die A toe gaan, is hierdie nou die geleentheid wat jy vra. In jou eie lewe, jou eie omstandighede. Bid vir ander, bid vir jouself. In hierdie oomblik, iets wat jy van hom vra, omdat jy bewus is van hom wat by jou is.
as ons na die uit toe gaan, wat vra hy van jou in hierdie oomblik? Waartoe nooi die Heilige Gees jou dalk uit? As jy dink aan al hierdie dinge wat jy nou oor gebid het en bewus van geraak het. En probeer dit prakties maak, iets wat jy gaan moet doen, iets wat jy moet opvolg, iets wat hy nou van jou vra in hierdie oomblik. Hemelse Vader, dankie dat wat staan en wag vir ons, om saam met U in te stap in daai plek van intimiteit, in daai plek van U teenwoordigheid. Here, dat dit so voorreg is dat elke skeiding, selfs sonde, sê Psalm 103, kan nie skeiding bring nie. As U is getrou en regverdig, dat elke oortreding wat ons aan U bely het, verwyder U so ver soos die ooste van die weste af is. Here, niks kan skeiding bring tussen ons en U nie. U staan daar, soos Lukas 15 sê, verlore seun se pa en wag vir elkeen van ons wat vanoggend hier is, en selfs daar by die huis is en wag, dat ons na U toe moet kom. Dat ons soos 'n vriend sy hart uitstort teenoor 'n ander vriend. Dat U daar sit en wag, net soos wat Dawid in soveel psalms ons leer, dat ons harte en ons diepste gevoelens, selfs ons woede en ons aggressie teenoor U moet bely, dan nooi ons uit tot dit toe. Want U kan dit vat. U is God. En Here, help ons wanneer ons vashak, wanneer ons sukkel om oor te gee. Here, dat ons daai oorgawe wat Jesus ook vir ons so wys, oor en oor en oor en oor, elke dag kan doen, wanneer ons eie wil gebruik en opstaan vir dit wat ons in glo, of weet dalk vir ons die beste is, en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil moet vandag geskied. In hierdie dag, waartoe nooi U my uit vandag? Ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. As jy deel van die Impetus Community is, dan gaan ek vir jou net so 'n voorbeeld met so 'n bietjie meer ook deel daarvan. Anders jy kan net daai QR-kode agter op die stoel kan jy scan en dan kan jy net aansluit by die Impetus Community en dan sal jy ons afkondigings en ons boodskappe en dit daar kry. Ek wil jou seën met 'n seëngebed, noem dit die Arameese seëngebed, wat op die skerm is. Die Here is voor jou om jou pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om jou van die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou en hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen en amen.